Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 6de Maart 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: bekende komediant en sanger Solly Philander sterf. Nuus hooftrekke vir vandag: Showmax gaan sluit volgens Canal Plus. Bekende akteur, komediant Solly Philander sterf. President Trump noem dat optrede teen Iran voorskedule is. 80% van die landse vee sal teen Desember ingeënt wees, volgens die minister. Ierland speel vandag teen Wallis in 6-nasie reeks. Indië wen tweede halfeind in Wêreldbeker T20 teen Engeland redelik gemaklik. Solly Philander is Woensdag in die ouderdom van 65 jaar aan kanker oorlede. As Solly Philander in die omtrek was, het jy geweet hier kom nou groot lag. Onthou die sanger Alistair Isobel. Philander was sy stem, vir die wat die stemme gehad, het hy gesê. Die kunstenaar Pedro Creer, wat 10 jaar saam met Philander aan liriekery gewerk het, en aan die produksie Café Boerleskew, meen hulle was baie geliefd gewees, en hy sal hulle mens weet. Nooit vergeet het hy gesê, Solly was 'n uitstekende voorbeeld van hoe kunstenaars hulle aansien en aangaan kan aanwend om groter samelewingsrolle te vertolk, deur as 'n stem vir gemarginaliseerde mense op te tree, het hy gesê. Action SA het Philander as 'n gerespekteerde stem in die Suid-Afrikaanse kunstenaars en kulturele landskap beskryf en sê dat hulle humor en kreatiwiteit gebruik het om te besin oor die werklikhede van die Suid-Afrikaanse leefstyl terwyl hulle rykheid en diversiteit van ons kultuur gevier het. Guyton McKenzie, minister van Sport, Kuns en Kultuur, het ook sy medelee in 'n nuusverklaring betuig. Solly is op 19 Januarie 1961 in Elsiesrivier gebore. Solly en sy vrou Tony was 30 jaar lank getroud gewees en is in 2015 geskei. Hulle word oorleef deur hulle seuns Caleb en Ethan en 'n dogter Danya en Kayla, asook 'n pleegdogter Lauren. Canal Plus, wat in September verlede jaar die beheer oor MultiChoice geneem het gister aangekondig hy is van plan om Showmax te sluit na hersiening van die stromingsaktiwiteite. Maxime Sada, uitvoerende hoof van Canal Plus, het in Januarie op 'n beleggingskonferensie gesê Showmax is nie 'n kommersiële sukses nie. Hy het ook gesê Canal Plus probeer om kostes te bespaar op so 'n manier dat die groep nie waardevolle ondertekenare sal verloor nie. Canal Plus sal na verwagting verdere besonderhede verskaf wanneer die groep sy resultate vir die jaar geëindig op 31 Desember op 11 Maart publiseer. Byna 14,000 diere is al teen back and closure in die Swartland munisipaliteit ingeënt, waar die jongste geval van hierdie virussiekte in die Weskaap bevestig is. Suiwelplase binne 11 km radius van hierdie plaas wat geraak word geprioritiseer en ander beesplase in die omgewing het ook vir enstowwe aangevra. Na mate meer enstowwe beskikbaar word, sal die inentingsveldtog na nog plase in hierdie gebied uitgebrei word en as geval op suiwerplase in die Swartland gefokus moet word. Die provinsiale regering doen weer eens 'n beroep op provinsies dat hulle eie enstowwe kan bekom om die proses te bespoedig en dat die Nasionale Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling dringend 'n permitstelsel vir die beweging van vee moet afhandel. Die gesamentlike staande komitee oor die finansiële bestuur van die parlement het bevind dat die sekretaris van die parlement se aanstelling in 2022 regmatig was en dat sy huidige astronomiese salaris ook geregverdig is. Die het vroeër alarm gemaak oor Zolile George se aanstelling en sy salaris. Die party het ook die openbare beskermer, die spesiale ondersoekeenheid en die gesamentlike staande komitee oor finansiële bestuur van die parlement versoek om die omstandighede van die aanstelling te ondersoek. George is volgens die DA in 2022 aangestel, waarskynlik op 'n prestasiegegronde 5-jaar kontrak met 'n jaarlikse salaris van 2,6 miljoen rand. Sy salarispakket het egter binne 6 maande tot 4,4 miljoen rand opgeskiet. Sy basiese salaris staan tans op 4,9 miljoen rand. Te midde van die konflik in die Midde-Ooste, wat sonder enige verposing voortsnel, het Donald Trump in 'n onderhoud met Reuters gesê, die optrede in Iran is voorskedule, maar hy wou nie 'n tydlyn uitlap nie. Trump het vroeër gesê, in 'n onderhoud met die koerante, hy meen hy moet betrokke wees by die aanstelling van Iran se volgende leier. Intussen word Europese regerings, wat huiwerig is om by die konflik tussen Amerika en Israel en Iran in die Midde-Ooste betrokke te raak, stadig maar seker by hierdie konflik ingesleep. Brittanje, Griekeland en Portugal laat selfs die Amerikaanse weermag onder bepaalde voorwaardes op hulle basisse toe. Spanje het eers geweier om betrokke te raak en Italië is nog nie gevra om die VSA te help nie.
Volgens Keith Stamer sal Brittanje 4 bykomende Typhoon vegvliegtuie na die Qatar stuur. So 80% van al Suid-Afrika se vee behoort teen Desember teen back enclosure BKI's ingeënt te wees as die landwye inentingsveldtog teen hierdie virussiekte wat duisende diere raak en sommige boere ekonomies verlam volgens plan verloop. En stof is na alle provinsies versprei en die inentingsveldtog is goed op dreef. Duisende diere word elke week ingeënt terwyl die land na sy teiken beweeg om 80% van die nasionale kuddes teen Desember van die jaar in te ent. John Steenhuis het gister in 'n verklaring sy waardering teenoor die veeartse en ander vennote in hierdie bedryf uitgespreek wat help met die veldtog. En stowwe moet sodra dit in die land inkom 'n proses van gehaltebeheer ondergaan en dit moet onder streng temperature beheerde toestande geberg word, waarna dit deur middel van 'n netwerk van provinsiale depots en veterinêre spanne versprei sal word. 'n Voormalige ANC-LP is gister in die Hooggeregshof van Johannesburg 7 jaar tronkstraf opgelê na 'n pleitooreenkoms by die nasionale vervolgingsgesag. Vincent Smith is ook van korrupsie en die oortreding van die wet op finansiële dienste aangekla. Henry Mamotame, woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, sê in 'n verklaring Smith het skuld op die volgende aanklagtes beken. Dit is naamlik bedrog, geldwasery, die oortreding van die belastingwet en die oortreding van die wet op die voorkoming van korrupte bedrywighede. Die regter het tydens die vonnisoplegging gesê, korrupsie is 'n plaag wat kommerwekkende vlakke bereik het en beslis aangespreek moet word. Die prys van Brent-olie het van dese week met byna 16% gestyg, na mate skeepsvaartverkeer tot stilstand gekom het in die straat van Hormuz, waar deur 1/5 van die wêreld se olie vervoer word. Die oorlog is kommerwekkend, veral as die oorlog langer as 4 weke sal duur, het die minister gesê. Die konflik weens Amerikaanse en Israeliese aanval op Iran, wat die naweek begin het, kan Suid-Afrika dwing om sy begrotingsprojeksies te heroorweeg met handel en globale groei wat waarskynlik geraak sal word. Die nasionale tesourie leen tans 85% van die geld wat hy benodig in rand en die balans in ander geldeenhede, 'n verhouding wat die minister verwag om gehandhaaf te word. Beleggers blyk 'n positiewe vooruitsig vir Suid-Afrika te handhaaf. Andy Farrell, afrigter van Ierland se rugbyspan, het 5 veranderinge aan die beginspan aangebring wat verlede maand oortuigend met Engeland in die 6-nasie reeks afgereken het. Ierland kom vandag in Dublin in die 4de ronde van hierdie reeks teen Wales te staan. Die span sal deur die skramskakel Jamison Gibson Park, wat in sy 50ste toets speel, op die veld gelei word. Doug wat vir Ulster speel, vervang Craig Casey as die plaasvervanger skramskakel. Jacob Stockdale kry weer 'n kans op linkervleuel. Farrell se span kan steeds die reeks wen, hoewel Frankryk in die binnebaan is om môre die titel, die bonuspuntsege oor Skotland op Murrayfield, kan beklink. Die Indiese cricketspan het Engeland gisterand met 7 lopies in Mumbai gewen. India het 'n massiewe 253-7 in sy 20 bilbeurte aangeteken, waarop Engeland geantwoord het met 246-6. Sanju Samson, aanvangskolwer, het vir India se goeie begin gesorg deur 89 lopies van 42 balle te slaan. Saam met Ishan Kishan, wat 39 van 18 balle aangeteken het Samson 97 lopies om die tweede paaltjie aangeteken. Jacob Bethel het 105 aangeteken van 48 balle wat insluit 8 vure en 7 groot sesse. Hulle het 'n terugvegpoging gelei en saam met Jacks 35 van 20 balle in 'n vennootskap van 77 lopies om die vierde paaltjie gedeel. Bethel wat sy eerste 100-tal in hierdie formaat aangeteken het. Dit was egter Jasprit Bumrah, 1 vir 33, sy synige bilwerk teen die einde van die Engelse wat hulle van 'n momentum beroof het. Engeland moes 30 lopies van die laaste bilbeurt aanteken. Aryna Sabalenka het in die aanloop tot die Meesters 1000 toernooi in Indian Wells 'n verloving aan George Frangoulis aangekondig. Sabalenka het nadat sy in Brisbane sy international toernooi in Januarie gewen het, daarop gesinspeel dat sy haar verhouding na die volgende vlak wil neem. Sabalenka, wat in die eindstryd van die jaar sy eerste Grand Slam toernooi deur Elena Rybakina gewen is, het 'n vrypas na die tweede ronde in Indian Wells ontvang, waar sy vandag teen Himeno Sakatsumi van Japan te staan sal kom. Jaden Shaper, wat in Desember die Daniel Kampioenskap en die Mauritius Oop 18 volgens gewen het vroeg in die einde weer op die Houghton-baan beheer oor die spel geneem. Die Suid-Afrikaner Luke Brown, wat oor sy eerste 12 bytjies 7 voetjies ingesamel het alleen voorgeloop kort voor het spel gestaak is weens swak lig, maar hy moet vandag nog 6 bytjies voltooi. Die Spanjaard Angel Ayora, wat saam met Shaper hulle op 6 hou onder baansyfer, toe die spel omstreeks 18:30 afgelas is. Ayora moet nog 3 bytjies voltooi. Maka Marks, 31-jarige Springbokhakker, is gisterand op 'n geselligheid in Kaapstad as Suid-Afrika se manspeler van die jaar vir 2025 aangewys. Die ander benoemdes
was Pieter Steef de Tooy, Sasha Fynberg en Ngomezulu, Oxenche en Jasper Wiese. Nadine Roos is as vrouespeler van die jaar aangewys, behalwe vir die vrouespan wat die kwart eindronde van hulle wêreldbeker toernooi verlede jaar gehaal het Alexander ook verwys na die junior Springbokke en Blitsbokke se triomftogte. Shilton van Wyk is as 7 speler van die jaar vir mans aangewys, terwyl die opwindende skramskakel Hashim Piet die junior Springbok-speler van die jaar is. Fynberg en Ngomezulu is as Suid-Afrika se Verenigde Rugby Kampioenskap speler van die jaar aangewys. Amy Barretron is as skeieregter van die jaar aangewys nadat sy die vletjie gedra het in die wêreldbeker toernooi vir vroue se openingswedstryd en in die halfeindstryd. Rassie Erasmus het verlede week 'n groep van 49 spelers genooi vir 'n beleidingskamp in Kaapstad hierdie week. Daar was 11 spelers sonder toetservaring in hierdie groep, insluitend 5 huidige junior Springbokke. 'n Uitnodiging na die beleidingskamp dui nie noodwendig daarop dat Erasmus 'n betrokke speler beskou as iemand wat binnekort in die wedloop sal wees om 'n plek in die toetspan te kry nie. 'n Speler hoef nie by die beleidingskamp aan seniors onderdanig te wees of vir afrigters te vra hoe jy beter kan raak nie. Hy moet net daar sit en luister. Hy gaan nie oefen nie en dit gaan net oor beleiding, het Erasmus aan die media gesê. Vandag se wedstryde wat uitgesaai word is om 22:10 6 nasie wedstryd Ierland teen Wales. Môre om 16:10 is dit ook 6 nasies Skotland teen Frankryk. Om 18:40 môre is dit Italië teen Engeland ook in 6 nasies. Om 2200 uur môre is 7 rugby die Vancouver toernooi Suid-Afrika teen Brittanje. Advertensie van Netwerk 24, tekenin en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemke for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 3339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 2232, Polokwane 1727, Lephalale 1827, Mbombela 1929, Mahikeng 1723, Pretoria 1722, Johannesburg 16 en 19, Ermelo 13 en 18, Galagadi 18 en 30, Gaborone 1826, Richards Bay 2438, Pietermaritzburg 1827, Durban 2227, Port St Johns 1928, Pongola 2035, Maputo 2236, Bethlehem 14 en 18, Bloemfontein 15 en 20, Allewal Noord 14 en 19, Welkom 1722, Vryburg 1825, Kimberley 1827, Appington 19 en 30, Prieska 1831, Springbok 1222, Karasburg 1328, Keetmanshoop 1531, Mariental 1733, Alexanderbaai 1825, Brandvlei 1426, Loederitsbaai 1625, Vredendal 1524, Kaapstad 1722, Sutherland 11 en 19, George 1528, Jeffreys Bay 1826, Geberra 1826, Graaff-Reinet 1631, Kapogolas 1528, De Aar 1728, Molteno 11 en 17, Beaufort Wes 1831, Oos-London 1927. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16 en 67 sent teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11 en 67 sent, die euro verhandel teen R19 en 34 sent, 'n pond kos R22 en 26 sent, 'n yen kos 11 sent, platinum per fyn ons is $2120, palladium per fyn ons is $1633, silwer per fyn ons is $81.40, goud per fyn ons is $5081, Brent olie per vat is $81.42. Gedagte vir die dag: fokus net op die trappe voor jou, nie op die hele stel trappe voor jou nie. Lekker klim. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en naweek word vir almal toegewens.